Ek gesels met Janie Swiegelaar en Germant Geldenhuys. Hulle is op pad na Aardklop toe met 2 produksies. Die een is Die Vrou op die Dak en die ander een is 3 van die Bestes. Hallo julle tweeetjies. Hallo Alexa. Nie dat jy nou een van die Zestes Bestes is nie, maar ek moes nou swaaf net saam. Nee, ek het hard. Ek is ook nie die vrou op die dak nie. Ons albei het hard geskimp weerskante toe, maar dit is nou nie so uitgewerk. Kom ons begin met Die Vrou op die Dak. Maar ek wil eers eintlik oor Aardklop gesels. Jy het so ruk terug, Joanie, het jy vir my gesê, jy is stout vir 'n stukkie Aardklop. Jy het vreeslike. Hoekom? Is daar herinneringe wat jy kan deel of is dit nie vir familie vermaak? Van die herinneringe gaan ek liefs nie deel nie. Maar Aardklop, dis wat ek daai dag ook vir jou gesê het, dis my so 'n spesiale fees want ek het daar gedebuteer as professionele aktrise. Saam met Gerrit Skoonhoven met my een vrou vertoning Starbucksknaap. So en dit was baie suksesvol en die Aardklop gemeenskap en die Aardklop mense wat by Aardklop opdaag. Dis net lekker mense. Dis soos om te vra wat is die verskil tussen 'n Suid-Afrikaner en 'n Namibeer? Jy kan dit nie regtig verduidelik nie. Ons is net anders. Ja. En Aardklop mense is net anders. So dis my ek love daai fees. Dis lekker. Ons albei love die fees baie. Kom ons kyk, julle samewerking in my tyd met Aardklop. Ek dink dit was in 2019 toe was julle saam op die verhoog met Keelvol gewees. Yes. En die feesgangers was gek daaroor. En as ek dit nie mis het nie, het Vrou op die Dak na 'n optrede van Keelvol het die idee ontstaan, German? Ja, tot 'n mate. So ons het Aardklop was in feite ek dink die eerste fees waarby ons ooit Keelvol opgetree het. So dit was ons feesdebuut ook daar gewees. En dit was soos jy sê, dit was baie suksesvol en dit was van ons lekkerste Keelvol shows nog ooit. Die beste gehore ook. En toe het ons daarna besluit ons wil graag weer iets saam doen. Maar ja, soos jy nou seker ook sal weet, jy weet, dit raak moeilik as jy 2 mense is in terme van skedules, want ons skiet nou nog saam en dan oor naweke dan gaan doen ek dalk 'n sing ding eers of wat ook al so dit raak al hoe moeiliker om so half, jy weet, skedules uit te werk en toe besluit ons wat van as ons iets doen wat ek argumente sou daar beskryf en die regie van behartig en dan wat Joanie dit dan daarin speel. En dit is hoe Vrou op die Dak ontstaan het. En dit ja. Die tema, ek meen as ek dit reg verstaan, is 'n debuutwerk, maar mens weet nooit regtig waarvoor jy jou inlaat met 'n debuutwerk nie. Maar dit is geweldig traumaties om te verhuis, né? Ja. As dit nou is oor geld, as dit is omdat jy net moet trek om praktiese redes en ek dink dit is tematies waar dit gaan net vinnig. Ja, ek het my hele lewe lank al getrek, het ons van Namibië, Suid-Afrika en in verskillende stede in Suid-Afrika gebly. So dit is traumaties om te trek. Dit was alles baie goeie skuwe wat ons as gesin gemaak het. Maar dit is traumaties om jou goeders op te pak. Jy het net wortel geskiet, dan moet jy weer gaan. En 'n Vrou op die Dak het ons so half dit ingesit ook daar, maar die grootste ding waaroor Vrou op die Dak gaan is, mens kan so geheg raak aan 'n huis. Ek weet veral, ek het vir nou die dag vir Germant gesê, jy begrawe my onder my bouma in my erf, want ek trek nie weer nie, ek het hard gewerk aan hierdie huis. Jy create memories daar, ja, daar's soveel dinge wat, dis jou safe haven, as jy hard gewerk het, kom jy by die huis, is jou veilige plek, dis waar jy jou diere het, jou gesinne grootmaak en so aan, en ek dink die eintlike traumatiese ervaring is om hierdie huis waar jy al daai memories bymekaar gemaak het, nou te moet verlaat, en iemand anders moet nou, jy weet, hulle eie memories daar kom maak. Maar dis nie net swaar nie, is 'n tragikomedie, né? Ja, nee, daar is, ons is maar mense wat hou van die ligter kant van die lewe ook, so ons gegil gereeld as ons ietsie snaaks uitdink. Ja, dis so half absurd, daar's 'n absurdheid daarin en ek dink dis waar die komedie inkom, jy weet, die vrou wat op die dak klim en daar gaan sit en met die gehoor gesit en gesels. En natuurlik is daar, soos Joanie sê, daar's ernstiger dele ook. Maar ons probeer dit so lig as moontlik te hou ook, want ons weet mense wil nie deur 'n uurlange net ellende sit. Ja. Gepraat van ons met ek wil net vinnig gesels oor 3 van die Bestes. Praat van 'n gebroeg, ja. Daardie is nou nie 'n gebroeg nie, né? Nee. Dis jy en Dani, nee, ons ou grapkas en Matthys. Dis 'n wenresep daai, né? Yes, like ek wil sê, dit was een van die grootste seëninge wat op my pad gekom het om deel te kan wees van daai groep. Ons maak sulke lekker musiek saam op die verhoog, maar nie net dit nie, agter die verhoog ook, jy weet, ons sit en gesels en ons kuier en ons braai saam en al daai klas van goeders en ek leer so ongelooflik baie by hulle. Ek weet dit is so kliseë om dit te sê, maar dis die absolute waarheid. Ek meen Dani en Matthys saam met dekades se ervaring in die musiekbedryf en net op die verhoog en so aan. So mens leer by hulle, maar op 'n of ander dag is dit net lekker om saam met like-minded mense
te kan musiek maak. Ja. Okay. Wie wat toe ek nou oplees 'n bietjie. Toe sien ek het hier te doen met 'n wêreldkampioen. Ek het nie geweet mense kan 'n wêreldkampioen in sang wees nie, maar jy is blykbaar een. Toe ek joh Alex, jy het diep gaan grawe. Toe ek in standaard 9 was, toe was daar 'n wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste en toe het ek gaan deelneem in Amerika en ek het toe gewen daar, maar nou as ek mens terugkyk na dit, dan dink ek met myself kuns oor die algemeen is in afval so subjektief, jy weet, hoe kies jy nou 'n wenner? Maar mens kan hoor as iemand kan sing of nie kan sing nie. So jy het gewen want jy kan Dankie, maar net dit ook sê. Maar ja. Ons sien uit na julle vertonings, beide van hierdie vertonings. Dit is Janie Swiegelaar en Germán Geldenhuys. Hulle is op pad na Momentum Beleggings Aardklop 3 tot 8 Oktober. Koop jou kaartjies nou by Ticketpro.